Goeiemôre vriende, hier op hierdie mooi maandagoggend, die 20ste Julie 2026. Begin van die skoolweek ook, so ek dink aan die ouers. Miskien is die ouers baie bly vandag dat die skole weer begin het en dat die kinders weer kan terug gaan skool toe. So ek is ook bly vir julle, maar mag dit vir julle 'n mooi week wees wat voor lê. Kom ons raak net stil. Vader God, ons kom draai hierdie week aan U op. Ons kom vra vir U om met ons te wees, vir ons die insig en wysheid te gee in die leiding wat ons hierdie week te doen staan. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees om met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan by Jakobus. Ons het gister, of eintlik Saterdag, het ons 'n bietjie stil gestaan by versoeking. Ons het ek het so 'n bietjie versoeking en beproewing, het ons so 'n bietjie by stil gestaan. Ek sê vir julle gedeel hoe ek dit goed sien. En nou gaan ons aan, vriende, hierso by vers 13. Nou, vers 12 het ons gesê, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinningsprys vir die lewe ontvang by die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Nou, die versoeking het ons gesê, liewe vriende, lê in die sin van dat die mense miskien kan teruggaan na die ou afgode toe, en as hulle die ou afgode toe afgaan, trek hulle eintlik 'n lyn deur Jesus, en as hulle 'n lyn deur Jesus trek, liewe vriende, wel, dan is hulle verlore, né? Daarom kom sê hy, gelukkig is die mens wat 'n versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinning die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Ek het sommer gesê daar's so 'n bietjie aksentsverskil vir my tussen hierdie een en dan die volgende. Vers 13 sê hy, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Liewe vriende, dit is vir my altyd baie belangrik wat ons vir mekaar moet sê, God kan niemand verlei nie. God kan niemand versoek nie. Onthou, ons praat van 'n algoeie God. Daarom my geweldige probleem om beproewing so lekker te formuleer, om te sê, maar as die oomblik as ons hom formuleer as 'n ding dat God het dit die beproewing gegee, dan as ons dan sê God het die kankerdiagnose gegee, van wat se God praat ons? Julle verstaan my dilemma, en ek sê dis 'n Rian dilemma, ek weet dit. So vir my is dit net eenvoudig dat ek sê, God kan inderdaad niemand versoek en niemand verlei nie, so God kan nie daardie goed met jou laat gebeur nie. Die lewe gebeur op sy eie met al sy nonsens. God kan dit gebruik ten goeie op die ou ende, maar God kan nooit iemand verlei nie. God kan nooit iemand versoek nie. Net so julle verstaan my dilemma, né? Maar kom sê Johannes, onthou Jakobus is 'n baie praktiese boek. Maar sê 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Nou vriende, ek dink ons jonger mense is miskien nog meer blootgestel aan hierdie goed. Ek kyk nou maar net en nou soos op 'n doenvlak eintlik, maar net as jy net vat jou alkohol misbruik. Ek praat nie van as jy 'n wyntjie vat, ek praat van alkohol misbruik. 'n Mens word verlei deur sy begeertes wat hom aanlok en saamsleep. So wanneer jy te veel van dit begin gebruik, dan het dit tot gevolg dat jou inhibisies raak al hoe laer. As jou inhibisies al hoe laer raak, dan begin seksualiteit inskop. As seksualiteit begin inskop, begin jy goed aanvang, want as jy die volgende dag by jou sinne kom, wat jy besef, meisies en ouens, om te sê, o Vaderland, wat het ek aangevang gisteraand? So, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. So, wanneer ek en jy toegee, want ons doen dit mos te bewuslik, is mos nie asof jy daar sit en jy weet nie, jy drink te veel wyn nie, né? Die oomblik as jy dit doen, dan word jy saamgesleep. En nou is dit interessant wat hy sê, daar is vers 15. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Dieselfde as jy, liewe vriende, ietsie vat by 'n plek, of jy baie mense sê, jy vat dit, nee, jy steel dit, hè. Jy steel dit, nee, ek steel dit ek vat dit om dit weer terug te sit, en dan laat dit groter en groter en groter, en later, liewe vriende, vang hulle jou uit, dan word jy aangekla vir bedrog, en as jy aangekla word vir bedrog, gaan jy tronk. Nou, so dit is 'n begeerte,
liewe vriende wat op die ouene ryp geraak het, jy het gesien, dit is maklik toeganklik die geld. Jy begin om dit te vat om met die regtig suiwere bedoelings om dit weer terug te sit. Jy kry dit in die regte omdat die geld so maklik toeganklik is, vat jy meer en meer en meer en meer en totdat jy nie uit daai kolk kan uitkom nie en dan is jy in jou duiwel nee. Dis dieselfde wat gebeur in ons land. Nee, ons sien dit in oorvloed in ons land. Jy word verlei, die mense word verlei deur hulle begeertes wat hulle aanlok en saamsleep. Ons hoor dit nou vir die Mklanga kommissie, nee. Ons het vir die Zondo kommissie gehoor. Ek hoop net daar gebeur meer as wat by die Zondo kommissie gebeur het. Maar dit is wat gebeur. Geld is maklik toeganklik. Jy is so maklik toeganklik om vir jou pelle uit te deel. So wat gebeur later? Jy het geen verder meer verantwoordelikheid of verantwoordbaarheid, die accountability nie. So omdat dit so maklik is, dan dink jy nee, maar dit is so maklik, dit kan nou aan mekaar gebeur. En al hoe meer begin jy in korrupsie ingaan, al hoe meer steel jy en al hoe meer bedeel jy uit want dit is so maklik. En dan die oomblik, liewe vriende, as jy jou weer kom kry, is jy vasgedraai in 'n kolk van korrupsie en boewery. En dit loop eintlik op die ou en uit op die dood. Ons sien dit letterlik uitspeel, uitloop op die dood. Die moordaanvalle wat die sluipmoorde wat daar is. Al die goed, en ek dink ons gaan dit nog baie meer in ons land sien as gevolg van hierdie verleiding en versoeking waaraan mense vol eenvoudig toegee, né? En dit is hoekom ons vir mekaar moet kom sê, ons het 'n morele kompas nodig in die land. Vriende, ons almal. Dis hoekom die Bybel bly 'n morele kompas. Is jy nie 'n kind is van die Here nie? Ek praat nie van hierdie lou kinders van die Here nie, vriende. Hier's 'n klomp van hulle wat hier rondtoer. Ek moet net vir julle sê, dit is vir my eintlik verskriklik om dit te sien. Verskriklike klomp lou kinders van die Here. Nou, dit is baie sleg om te sê, maar die Here kom sê vir ons baie duidelik, ek dink is in Openbaring, as jy was jy maar warm, of was jy maar koud, maar nou as jy lou, spoeg ek jou uit my mond. Nou, baie van die lou kinders van die Here gaan dit weer baie goed, so, dit worry julle nie eintlik, dit is eintlik me en met, gaan eintlik net oor my behoeftetjies, wat vir my belangrik is, waar dit gaan oor my, ek bedoel, die Here is eintlik, sy het my eintlik in die agterste speen met groot respek gesê. En vir my is dit ook 'n versoeking. Dit is vir my ook 'n versoeking waar jy die hele tyd, jy gaan nie eintlik ooit meer om die Here te loof en te aanbid nie, né? Kom ons sê dit gou reguit vir mekaar. Jy gaan nie meer om die Here te loof en te aanbid nie. Jy ken mos nou die begrip, jy gaan mos nie kerk toe nie. Jy gaan nie meer om die Here te loof en te aanbid nie. Wat gebeur as dit begin gebeur? Dan kom jy baie min by die Here uit, by die woord ook uit. Jy kom nie by 'n klein groep ooit in jou lewe uit nie. Nou wat begin gebeur? Dit begin, jy raak die maatstaf, vriende. Dit gaan eintlik net oor jou selfsugtige begeertes. Jy wil na jou strandhuis toe gaan. Jy wil hiernatoe gaan. Jy wil dit doen. Die mense, hoe sê ons, die gemeenskap van gelowiges moet tog net nie enigstens 'n beroep op jou maak van jou tyd nie. Wie sal hulle nou after all? Dit is wanneer die begeerte ryp geraak het, dit lei tot sonde. Want wat is die begeerte? Begeerte is om te doen net wat ek wil. Dit is my lewe, niemand gaan vir my vertel wat ek met my lewe moet doen nie, né? Jy laat ook nie weer God toelaat om vir jou te doen. Jy doen net, jy lewe lekker in hierdie lewe, dit gaan net lekker, dit gaan net oor jou, gaan oor jou behoeftes en dit gaan glad nie meer eintlik oor God en wat God wil hê nie. Dit is vir my ook op daardie vlak, liewe vriende, dat ek en jy is verlei deur dit wat vir jou belangrik is, jy jou laat verlei daardeur en jy skuif al God se goed op. Wat se vlak dit is, of dit gemeentevlak is, of dit 'n persoonlike huisgodsdienstvlak is, of dit 'n persoonlike verhoudingsvlak is, al daai goed steen jy een kant toe. Moet tog net nie in die pad kom van my behoeftes nie en wat ek graag wil doen nie. Vriende, besop daarvoor, hoor, besop daarvoor. Ek en jy aanbid nie 'n bietjie melsgod nie. Ons aanbid 'n lewende God. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en hom saamsleep, en by ons lê dit baie op 'n selfsugtige vlak. Selfsugtigheid, dit gaan net oor ons. Daarna, as die begeerte bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Sommer my 5 cent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.